Ons wil ook sommer net vir ons aanlyn gemeente sê welkom. Mense van Katoo wat ingeskakel is. Is lekker om julle te sien. Dankie dat julle ingeskakel is. As jy waar ook al jy is oor die land waar jy ingeskakel is, sê vir ons bietjie. As jy oor see is, sê vir ons, ons is van Dublin. Lekker man. Jammer om van julle te hoor wat gebeur het. Oepsie, sorry. Hoor hier so, baie welkom as ons enige gaste het, mense wat vir die eerste keer hier so is, welkom ons, hoop julle geniet het saam met ons, en ek wil net vir ons skole sê, wat gister by die flashes was, well done, julle ouens het gekook, julle, maak nie saak wat se skool jy is, was het Stellenberg, Bellville, DF, ek weet nie wat se ander skole nie, Tyger, well done, julle ouens, ek weet nie hoe julle dit doen nie, ek weet nie hoeveel ure julle insit nie, dat was unreal. Dat is tot musiek wat ons geken het in ons daai, en hulle het presies gewys wat ons gedoen het daai tyd, en soos baie cool, dit is ongelooflik wat julle ouens doen, en so wel dan. Vir die mense wat miskien vir die eerste keer hier so is, of miskien vir die eerste keer online kyk, ek is besig met 'n reeks, en hierdie is die laaste ene in die reeks oor genade, en is meer 'n teaching as wat dit 'n preek is, so dit is regtig, ek dink is baie goed, so ek geniet myself, so, of jy nou daarvan nou of nie, ek geniet myself, so, dankie, julle is nice, hey man, is lekker om julle te sien, ek so bly julle het gekom. So, ons is, net om vir die mense op te vang, oor hoe die Here ons tot hierdie plek vanmôre gebring het. Is deel 1 het gegaan oor dieselfde genade wat jou red, is dieselfde genade wat moet heers in jou lewe. Die tweede deel het gegaan oor die genade wat genees, laat jou nie in jou wonde bly nie. Met ander woorde, jy kan nie meer in sak en as daar bly in daardie verlede, in daardie, ek wil sê daai krankheid, daai oomblik wat impak op jou lewe gemaak het nie, en jou terughou het nie. Jy is nie veronderstel om daar te bly nie. Genade genees. En dan deel 3 wat gewys het dat genade rig ons oë op. Ons kyk op ons kyk na die heerlikheid wat kom, die wederkoms van God. Want sien, wanneer ek kyk na hom wat kom, dan is ek intentioneel om aan my gesindheid te werk. Ek is intentioneel om ook aan my sondes te werk, die uitdagings wat ek het in my vlees. Wanneer ek weet ek gaan voor hom staan, van aangesig tot aangesig, dan is ek besig om myself voor te berei vir die bruidegom. Jy moet nooit vergeet, jy is die bruid nie. En ons is hier so om mekaar te help. So ons is 'n klomp bridegrooms en bridesmaids en ons of best men, nee, en ons is besig om mekaar te help vir die koms van die Here. Ons is besig om inspraak in mekaar se lewens te sê, luister, ek sien hierdie ding in jou lewe en dit is nie reg nie, of kom ons werk hieraan, kom ons werk aan die disippelskap. So as genade jou oë lig en jy raak opgewonde oor die wederkoms van God, is dit 'n wonderlike ding, maar vandag kyk ons waarin ons geanker moet wees. Nou, so Elisa het vir ons 'n baie mooi prentjie daarso. Baie dankie. So waarheid, die anker in jou emosionele storm. So almal van ons weet, ons val bietjie uit mekaar uit wanneer die storms van die lewe ons tref en ons raak emotional. Soos daai Chinese ou of Koreaanse ou wat sê emotional damage. Jy weet mos daai ou val in, dis soos jy kom by die kerk en dit het vir jou verskriklik baie moeite gekos om hier uit te kom, en dan sien jy daai een persoon. Hi Sandra, jy lyk so moeg. Emotional damage, verstaan jy? So dit is wat gebeur, jy kry altyd daai enetjie, wat vergeet om te sê, ek is so bly jy is hier, so goed om jou te sien. En so 'n kerk wat opkyk na die wederkoms van die Here, dis 'n wonderlike ding. Maar as jy nie jou emosies kan beheer nie, gaan jy dit uitdagend vind om staande te bly tot die dag wanneer jy na die Here toe gaan of wanneer hy kom. Dit gaan vir jou moeilik wees, dit gaan 'n geweldige groot challenge wees om staande te bly. En ons wil seker maak dat ons is toegerus en gegeer vir alles wat kom. Want hierdie wêreld gaan erger raak. Die sonde gaan groter en meer raak. Die mense gaan afvallig wees. Mense gaan oppervlakkige aanbidding na die huis van die Here bring. Maar ons, so ver as wat ons kan, gaan ons dit nie toelaat nie. En
En so, voordat ons begin, moet ons eers 'n observasie maak. Ons moet kyk en sien hoe ver die kerk gedryf het, voordat ons verder kan gaan. So jy moet verstaan, ons verlang het baie mense geen anker gehad nie, en so ons moet kyk hoe ver het ons gedryf. So, die wêreld se eerste gebod, jy weet mos, is daardie ding wat jy moet onderhou. So die wêreld se kultuur en hulle eerste gebod is volg jou hart, doen wat jy voel is reg, nê? Dit is die wêreld se siening op hierdie lewe. En met hierdie wêreld se kultuur wat partykeer in die kerke inbeweeg, moet jy verstaan dat die hoogste gesag van party mense is nie waarheid nie. Dit is emosie. Dis hoe ek voel. Dit is die belangrikste ding vir mense. Dis nie maar so sê die Here en so sê die skrif in die woord nie. Nee, dit is, broer, ek voel dit nie nou nie. Dis hier is nou nie vir my nie. En so, jy moet nooit vergeet nie, so as emosies waarheid vervang, dan moet ek hierdie skrif weer vir jou quoteer. My gunsteling, raai wat is dit? Ag, julle. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe, wie kan dit ken? Bedrieglik is die hart, so as jy emosies vat, en dit vervang waarheid, raai wat? Jy word om die bos gelei deur jou eie emosies, jy sal lankal van die pad af, okay? Hoekom? Want daar's geen waarheid nie, dit gaan alles oor hoe voel ek, hoe laat dit my voel, ook is ongemaklik met hoe jy dit sê, en wat jy sê, en dit gee aanstoot, en dit is nou nie vir my lekker nie, en weet jy wat, ongelukkig het ons op daardie plek gekom, waar mense so lewe, so vir ons as gelowiges, is dit so gevaarlik, om deur emosies gelei te word, want dit is die vinnigste wat jou geloof skibreek lei. Dis die vinnigste wat jou geloof skibreek lei, want daar is geen fondasie nie. So, ons kies kerke, soos wat ons restaurante sal kies. Emosionele mense kies gemeentes en kerke soos wat hulle 'n restaurant sou kies. So hulle sê vir hulle self hierdie ding, as hulle hier wegstap. So kom ons sê jy's 'n besoeker vandag, hierso is wat jy gaan dink. Gaan dit dalk bietjie bederf vir jou, maar hey, byt vas, dit eindig goed. Maar jy gaan nie wegstap en sê, het ek dit geniet? Mamma, wat voel jy? Was dit vir jou lekker? Nee, het dit jou goed laat voel? Nee, voel ek goed? En die ander ding is dit jou vibe of is dit nie? Is dit jou vibe of is dit nou nie my, is daar nie my vibe nie? Dis nou nie my ding nie. En hier is eintlik wat jy moet wegstap en sê, het dit God verheerlik? Nommer 2, is dit wat bedien is skriftuurlik? Is dit Bybels? Is dit waarheid? Is dit uit die boek uit? Is die skrif reg hanteer? Is dit reg en regheid oorgedra vir my om te verstaan? Het dit my op 'n plek gebring waar die waarheid my gekonfronteer het en ek moes 'n besluit gemaak het is gaan ek submit onder die waarheid wat verkondig is? Het dit my geleer om meer afhanklik te wees aan God en het ek gesien hoe vinnig onafhanklik ek van God lewe? Daardie is die dinge wat jy eerder moet vra. Maar ongelukkig in ons kultuur is dit nie die goed wat jy vra nie. Waarheid is die laaste ding. Was dit lekker? Hier is dit my vibe. Sien ek, het dit geskit? What happened? Dit is waar. Nou vergeet ons 2 Timoteus 3 van 16 en 17 wat vir ons eintlik 'n idee gee, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Dit is wat Paulus sê hierso moet gebeur. Hierso is 'n
is 'n hospitaal vir siek mense, maar dit is nie net nie dit nie. Dit is 'n voorbereidingslokaal. Dit is 'n haarsalon, dit is 'n make-up plekkie. Dit is waar ons suits aantrek en aanpas, want ons maak reg vir die koms van die Here. Dit is waar die plek waar ons geestelik onsself voorberei vir Christus wat enige oomblik kan kom, want ons wil reg wees in daardie tyd. So wanneer die Bybel praat van tot onderwysing in geregtigheid, beteken dit dat as gevolg van die feit dat ons in Christus, die geregtigheid van Christus geword het, op grond van sy doen en late, sy gehoorsaamheid, sy offer vir ons wat sondig was, is ek en jy veronderstel om as gevolg van ons geregtigheid in Christus besluite te maak. Nie andersom nie. Ons kan nie gered wil wees en dan sê, maar ek gaan nog steeds vir myself besluit wat is reg en verkeerd nie. Ander ernstige leraars sal jou bekering bevraagteken, want die bruid van God is ingestel op haar bruidegom, nie net op haarself en wat sy wil doen en dit en dat nie. So jy moet verstaan, met hierdie reeks was daar serieus voorbereiding gemaak. Met ander woorde, hierdie boodskap is 45, ek het nou net 35 minute oor. 18 ure voorberei vir vandag. Ok, so dit is serieus voorbereiding. Hoor jy, julle program is oulik, hoor jy? Die office, wat? Die kantoor, hier sit sy is deel van die produksie, gaan kyk dit. Ja, die kantoor, ek het lekker man, ek het so gelag. So as jy nou wil leer oor Pelou nie, gaan kyk nou daar. Ok. Maar ek het nou navorsing gaan doen, en ongelukkig in ons land, en doen kerke nie noodwendig hierdie tipe navorsing nie. So, dit is alles nou stats uit Amerika uit, maar hierdie stats is geneem, hierdie observasie is gemaak deur 'n universiteit in Amerika wat onder wedergebore Christene hierdie navorsing gedoen het, en hier is die data. So in Amerika, nou dis 2024 en 25 gedoen, so tussen 2024 en 25 is hierdie data geneem, en van wedergebore Christene in Amerika het 9% van daardie mense 'n biblical worldview. Van al die gelowiges, wedergebore Christene, het 9% 'n biblical worldview. 60% van hierdie gelowiges sê die volgende. Hulle sê, wat vir my bepaal of iets reg of verkeerd is hoe ek voel, of ek daarmee gemaklik is, en of dit vir my sinvol is. So hier is 'n observasie, ons gaan 'n sensus opneem, ek en jy. In jou hart gaan jy hierdie ding waarneem. Jy gaan nou kyk, jy gaan nou jouself opweeg, jy gaan nou luister na dit wat ek sê, en jy gaan jou eie hart toets, ok. So wat hulle agtergekom het is die liggaam van Christus het 'n subjektiewe kerk geword. Nou wat beteken subjective of 'n subjektiewe kerk geword? Dit beteken, ons word beïnvloed deur persoonlike menings, eie belange, ons uitdagings en random idees. Daardie goed bepaal wat se besluite ons in hierdie lewe gaan maak. Okay? So 'n subjektiewe kerk is 'n kerk wat afgedryf het. Ons het 'n paar weke terug het ons gesien dat elkeen van ons is op die rivier van die lewe. En al wat jy hoef te doen is net ophou roei, dan onmiddellik verander jou posisie. So ek en jy het konstant hierdie weerstand teen ons wat ingestel is om ons posisies die heeltyd te verander, okay? Sodat ons wegdwaal van wat waar en skrif is en wat God se woord is, en al wat ons moet doen is net hou op betrokke raak met die evangelie. Hou op lees, hou op bid, hou op aanbid, en jy sal onmiddellik sien, jou posisie het geskuif. Dit gaan oor jou gevoel en jou emosies en al hierdie dinge. Maar 'n subjektiewe kerk sê die volgende: as hulle 'n skrif hoor, of hulle sit in die gemeente, of die leraar preek, wat ook al, hoe laat dit my voel? Jy ontstel my nou 'n bietjie, Henry. Jy buig die ora. Jy offend my.
Ek sê, is dit ek wat jou offend, of is dit die Bybel? Maar kom, ek weet ek het daai gesiggie wat jy wil trap. Werk dit vir my, ja of nee? Werk dit vir my? Pas dit aan by my huidige uitdagings of my onlangse ervarings? Sien, vir 'n subjektiewe kerk, nou jy moet verstaan, ek en jy is die kerk van Christus. Dit is nie 'n denominasie nie. Ek en jy is die kerk van God op hierdie aarde. Okay? So, wanneer jy as persoon, die kerk, wanneer jy 'n subjektiewe kerk of persoon word, dan ontvang jy nie waarheid nie. Jy pas dit aan. Jy pas dit aan. Ek gaan dit aanpas om my gemaklik te maak. So baie mense vra nie meer, is dit waar nie? Hulle sê, is dit vir my lekker? Is dit vir my, is nie lekker nie. Okay? So luister mooi wat sê die Amplified in Afrikaans. Spreuke 16 vers 2. Hy sê, mense kan probeer uitvind wat die regte ding is om te doen, maar dit is die Here wat besluit wat reg is. Sien julle, waar is ons? So ek wil hê, jy moet nou 'n bietjie data neem van jou eie lewe. Bietjie jou oog gooi op jou hart. Is jy 'n subjektiewe persoon in 'n kerk wat sê, weet jy wat dit is, so gevoel bepaal hoe ek reageer teenoor die waarheid van God. Ek sal besluite maak, nie op grond van my kennis van die waarheid nie. Ek maak besluite volgens hoe ek voel, wat nou gebeur in my huidige lewe, al daai klas van dinge. Want luister mooi wat sê Spreuke 3 vers 5. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Nee Salomo, jy buig ook die freaking ora. Ek gaan nie vir my sê wat ek mag doen nie. Gaan nie, weier dit. Ek weier jou. I bind you, Salomo. Steun nie op jou eie insig nie, maar ons doen, die heeltyd. Nou hier is ons 'n objektiewe kerk. Dit is, nou weet jy hoekom bedien ons hierdie ding? Het jy agtergekom dat die karakters, die mense van die Bybel, is net anders? Daai ouens eet kaviaar een dag, die volgende dag broodkrummels, en hulle gesindheid bly dieselfde. Hulle passie vir God, hulle ywerigheid vir die Here, al daai goeders verander nie. Omstandighede kom, die storms woed, yes, but they stay the course. Terwyl ons val uit mekaar, stuur SOS gebedjies, maar ons soek hom nie, ons soek nie sy aangesig nie. Daar's 'n radikale verskil tussen die mens van daai tyd en die mens wie ons geword het. En dit is hoekom ons hierdie goeders moet aanspreek. So 'n objektiewe kerk, 'n ou soos Paulus en die disippels en Petrus wat onderste bo gekruisig het en 'n Daniel en 'n Josef. Hulle is objektief, man. Hulle sê ons word beïnvloed deur feite. Nie deur persoonlike opinies en menings nie deur ons eie belang en ons eie begeertes en ons eie drome en ons eie dietjies en daadjies nie deur ons huidige uitdagings nie, ook nie deur random revelations wat glad nie skriftuurlik is nie. Ons word beïnvloed deur die woord van God en deur sy gees wat ons lei in alle geregtigheid en waarheid. Dit is hulle. So 'n objektiewe kerk is 'n kerk wat sê die Here? In hierdie uitdaging, wat sê die Here vir my? Wat leer die skrif my? En hulle vra, hoe sal ek dan God gehoorsaam, al is dit vir my moeilik? So hulle is ywerig vir God se wil. Hulle is ywerig vir sy aangesig en sy hart. So 'n kerk wat subjektief geword het, 'n persoon wat subjektief geword het, is 'n persoon wat op 'n gevaarlike terrein beweeg. Want sien, wat maak jy met die waarheid? Wat maak jy met die waarheid? Vir hulle word die waarheid onderhandelbaar.
'n subjektiewe persoon is 'n persoon wat die waarheid is onderhandelbaar. Hulle begin opinie sê oor die waarheid. Kan ek jou net herinner, wat sê Spreuke? Wat sê hy daarso? Hy sê, dit is God wat bepaal wat die waarheid is, nie mense nie. Mens probeer uitvind wat die regte ding is om te doen, maar die Here is die een wat besluit wat reg is. Okay? So waarheid word onderhandelbaar. Die tweede ding is disippelskap raak opsioneel. 'n disipel is iemand wat inspraak neem en wat nederig genoeg is om te erken dat jy is reg en ek is verkeerd. Maar nou raak dit opsioneel. Jy het jou waarheid, ek het my waarheid. Jy sien 'n ding so, ek sien 'n ding so. Nee, hey. Daar's een skrif gegee en daar's een betekenis. Gehoorsaamheid word uitgestel. Is jy 'n persoon, jy weet wat om te doen, maar jy gaan dit nie nou doen nie. Subjektief, Bertus kom neem 'n kiekie. Word God 'n hulpmiddel tot jou eie selfvervulling. Oh Lord bless me, oh Lord bless me. Dit is net, ek soek die blessings. Maar daar is nie hierdie submission nie, daar is hierdie nederigheid om aan sy wil te onderwerp nie. Nee, ek het hierdie droom, hierdie begeerte, is dit nie Spreuke wat sê, Here maak alles aan U bekend, sodat dit met my kan goed gaan nie, sodat ek nie, dis is al waaroor dit gaan. Hulle haal skrifte uit konteks uit net om te kry wat hulle wil hê, maar daar is geen hartsverandering nie, daar's nie 'n transformasie wat binne hulle plaasvind nie, nee, en weet jy wat, vir daardie mense gaan Jesus Christus nooit hulle Heer kan word nie. Hy gaan nooit 'n subjective kerk sy Here kan wees nie. Julle kyk in ons omgewing. Op ons deurstoep is daar kerke wat verkondig, wat die waarheid aanpas om te doen wat hulle wil hê. Die waarheid is onderhandelbaar. Nee, daai is uit konteks, uit broer, en die synode sê, kom ons doen dit is goedgekeur. Disipelskap is opsioneel. Nee, ek is reg, jy is verkeerd, jy het joune, ek het myne. Ons is almal op 'n journey. Ons is op 'n journey. Gehoorsaamheid, uitgestel. Nee, haal daai skrif uit die Bybel uit. Ding het verander, broer. Die Bybel is progressief. Hey, jy's oudtyds. Jy's amper Ou Testament. God is 'n hulpmiddel. Daai leraars, daai kerke, daai mense het nie 'n sterk opinie in my lewe nie. Hulle is kragteloos, magteloos. Ek luister nie na iemand as ek nie ooit vir sy opinie gaan vra nie. Dink aan die kerke. Jakobus 1:6, kom die Here en hy praat met Jakobus en hy sê vir hulle is soos 'n golf in die see, gedryf en rondgeslinger deur die wind. Dit is dan hierdie ding. Dan is daai weer verkeerd, want Trump het nou gesê, nee, dit is verkeerd, dit is nou nie meer reg nie. Dan is ons nou weer hierdie kant toe. En dan is ons weer die Pope het nou gesê hierdie ding. En is al hierdie goedjies en jy is konstant op 'n emosionele storm, want jy het geen anker nie. Daar is niks wat jou veilig hou nie. Dis hoekom gelowiges veilig voel op 'n Sondag en ons sing, Sondag kom ons en ons sê, and I will sing of the goodness of God. Maar môreoggend kry jy 'n e-pos, 'n WhatsApp of jy het nou net nie jou koffie in die bed gekry nie. Dan voel jy weer ver van die Here af. Wat is fout? Hoekom straf hy my so? Die probleem is nooit die storm nie. Kind van die Here, die probleem is nooit die storm nie. Die storm openbaar of jy geanker is of nie. Dis die verskil. Galasiërs 5:16 en 17. Maar ek sê, wandel deur die Gees
dan sal julle nooit die begeertes van julle vlees volbring nie. Ander skrif sê, laat julle lewe deur die Gees beheers word. As jou geloof net hou in 'n kerkatmosfeer en jy is gelukkig hierso en môreoggend val jy uit mekaar uit, dan wys dit vir jou dat hierdie hele belewenis was oppervlakkige emosie. Jy is nie geanker nie. Jy is 'n kerk wat gedryf het, weggedryf het van die oorspronklike posisie wat God vir jou het. Sulke mense sê, ek is moeg, en daarom doen ek wat ek nou doen, ek sal môre weer die regte ding doen. Sulke mense sê, ag man, hy is net een keer, niemand gaan weet nie, dis okay. Sulke mense sê, man, God sal my vergewe. Hy weet, ek het hierdie ding nou nodig, want dit is die enigste ding wat my nou gaan gelukkig maak. So, sulke mense sê ook, dit is nou vir my bietjie moeilik om te gehoorsaam, want ek is in 'n wildernisseisoen. Wat 'n plek om te wees. Sien, sulke mense maak altyd lig van hulle eerlike situasie en waar hulle harte is. Daai ou swak plekkie wat jy net so 'n oogie op gooi en smile. Ag, ons almal het swak plekkies. Die Bybel is baie duidelik, jy's vasgevang in sonde. Sonde het 'n groter greep op jou as wat God het. Emosies praat altyd sag, maar dit eindig altyd op 'n harde plek. Ek vat byvoorbeeld, sulke mense is stadig, en jy kan dit amper, dis amper nie sigbaar om te sien nie, dit is ongemerk, nê? So mense is stadig, ongemerk besig om deel te vorm van 'n leefstyl van kompromie. 'n Jare terug kom daar 'n paartjie na my toe vir berading. En hulle was nie deel van die gemeente nie, hulle was so baie 'n vriend van my se niggie se tannie was al by jou, en dis hoe ons by jou gekom het. En so, wat gebeur het is hierdie vrou was nie gered nie. Sy was baie liberaal, sy het in weird goed geglo. Sy het geglo daar's ietsie, maar sy het nie geweet dis Christus nie. En so die boyfriend wat sy op baie stadium gehad het, hy was 'n gelowige. Hy het Christus bely met sy mond. Hy het kerk toe gegaan, hy was deel van selgroep, maar hierso is wat hierdie ou toegelaat het in sy lewe. Omdat sy het nie 'n morele kompas nie, niks nie. Hulle het seks gehad, ja, gereeld, soos wat hulle wil, seks gehad voor die huwelik. So, nou is hulle 'n jong paartjie gewees, en dit is seks, maar hulle bly nou nie saam nie, want dis nou frowned upon, maar seks die hele tyd. Jare later, nou kom die vrou tot bekering. Sy kom radikaal tot bekering. En weet jy wat, haar groeikurwe is through the roof. Hierdie vrou raak betrokke in 'n selgroep, en is deel van 'n kerk, en sy kry net nie genoeg van die skrif nie. Het jy al sulke mense ontmoet? Eers, hulle is so gevul met die Here, hulle getuig, hulle raak mense aan, hulle bid, hulle dien, hulle is betrokke, sy was een van daai mense, aan die brand vir die Here. En later kom dit uit, na 'n paar jaar van getroude lewe, dat hierdie ou het soveel finansiële skuld gemaak. Hy het nie net betrokke geraak by dit nie, maar hy is verslaaf, hy het 'n verslawing in sy lewe toegelaat, en hy is so gebind, en hierdie is die ou wat haar geestelik moet lei. Hy is die gelowige. En weet jy, hulle eindig by my, en hier is haar eie woorde. Haar eie woorde is hierdie ou, this guy is a compromiser from day one. Sê, hoe bedoel jy nou? Ek weet wat sy sê, ek wil hê hy moet hoor. Partykeer is dit nice om 'n stupid vraag te vra, sodat iemand dit net kan vang. Wat bedoel jy? Sy sê, he was the one who had knowledge of God. He was the one going to church, he knew the Bible. He never protected me from day one. He always compromised to please himself. Hier sit ons vandag. Ons huwelik, Henry, is nie op die rotse as gevolg van 'n gebrek aan genade nie. I have given him many opportunities.
Ek was daar vir hom, ek het hom opgetel deur sy addictions, tel ek hom op, was hom, maak skoon, sê mooi goeders oor hom, dan val hy weer, hy maak swak besluite finansiëel, hier sit ons, die bank wil al ons goeders kom haal, ek was nie eens bewus van dit nie, en dan is daar 'n klomp ander goeders wat ek agtergekom het, hy is betrokke by pornografie, hy het gesprekke met ander vrouens, hy doen al hierdie goeders, he was a compromiser from day one. Sy sê, haar woorde was, ons is in hierdie posisie nie as gevolg van die gebrek aan genade nie, maar as gevolg van duisende kompromieë, wat alles reg gelyk het in die oomblik. Toe sy dit sê, toe hardloop my sondes voor my oë. Compromises, 1000 kompromieë, wanneer dit so reg gelyk, so reg gevoel, op daardie huidige oomblik. En sy sê, he never stood up for what is right. Ek kan hom nie vertrou nie. Ek kan hom nie vertrou nie, Henry. Hy's 'n compromiser. En ek wonder of jy sien die verskil tussen 'n objektiewe persoon en 'n persoon wat subjektief is. 'n persoon sonder karakter gaan altyd iemand of iets afbreek. Jy wonder hoekom jou huwelik is waar hy is. Iemand sonder karakter gaan altyd afbreek. Maar iemand met karakter, wat waarde vind in die waarheid, gaan bou. Ek wil vir jou sê, as jy objektief is, gaan jy baie gemaklik voel in hierdie kerk. Maar as jy subjektief is, Sela. Krisisse bou nie altyd jou karakter nie. Dit openbaar dit. Genade sê, ek sal jou troos wanneer jy dit mis. Maar ek sal jou nooit weg van gehoorsaamheid aflei nie. Waarheid sê, hierdie is die pad, jom. Daar is nie 'n ander een nie. Lukas 9 vers 23 kom dan in konteks en Jesus sê vir hulle almal, hy sê, as enigiemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Hierdie woorde is swaar. Maar vir die persoon wat besef, hierdie is vir my eie beswil, is hierdie vreugde. Dis my hartsaak. Voel jy angstig? Die feit is, God is in beheer. Voel jy verwerp? Die feit is, Christus het jou aanvaar. Voel jy alleen? Die feit is, hy kan jou nooit verraad nie. Gevoel, luister mooi, gevoel is 'n roekelose bestuurder. Emosies, moet nie emosies toegang gee en moenie emosies die reg gee om hande op die stuurwiel te plaas nie. Met alle respek gesê, emosies is soos 'n taxi-drywer. Hy worry net oor homself, nie oor die passasiers in die kar nie. Hy is roekeloos, gevaarlik, lyk soos 'n dronkaard. Sweef, links, regs, hy's roekeloos, man. Maar weet jy wat, emosies is 'n fantastiese passasier. Emosies is nie verkeerd nie. Dit moet jou net nie lei nie. Waarheid moet jou lei. En ons het almal subjektief geraak. Ons kyk na God en sê, jy weet nie wat jy doen of sê nie. Want hierdie is vir my belangrik. Luister gou mooi. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 is fenomenaal. Hy sê die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. En daarmee vernietig ons die redenasies. Ek wil net daar stop. Ek het 'n bietjie gaan ondersoek instel oor wat beteken redenasies. Wat is dit? Hoe lyk dit?
Redenasies, dit verwys nie net na gewone gedagtes nie, maar die logiese vestings en denkpatrone wat mense bou om hulle self teen God te regverdig. Onthou jy, ek sê baie keer, mens sal altyd die regte rede hê om die verkeerde ding te doen. Dis die ding. Jy het al die verskonings, hoekom jy nie God gehoorsaam nie? Daar's 'n vesting in jou lewe. Het jy so mense wat redenasies aan vasklou. Ek wil hê jy moet sien, redenasies om nie te onderwerp aan die waarheid nie, is Satan se vermoë in jou sondige natuur om God buite te hou. Redenasies is ingestel om God te beveg. Dis 'n vyand van iemand wat die anker van waarheid nodig het. Dit breek jou af. Jou redenasies is besig om te steel, te vernietig en dood te maak. Jy is die persoon wat op hierdie stadium ly, omdat jou redenasies teen God se wil is. Tog bid jy die hele tyd, God, laat jou wil geskied. Jou redenasies is die konflik wat veroorsaak dat die Heilige Gees nie doen wat hy wil doen nie. Jy is die ou wat sê, dit maak meer sin om my eie kop te volg. Ek voel so goed, daarom moet dit reg wees. My ervaring is nie dit wat die Bybel sê nie, en daarom moet die Bybel verkeerd wees. Dis so 'n subjektiewe persoon voel met redenasies. Alles is ingestel om God buite te hou, om weerstand teen jou Here. En die wortel van dit is jy wil God wees. Jy wil dink en sê en doen soos jy wil. Jy hou nie daarvan om gesê te word nie. Kyk jou gesindheid teenoor iemand wat jou probeer help en inspraak wil hê, skrif in jou lewe wil bring. Kyk hoe veg jy hulle. Kyk hoe staan jy op. Kyk hoe beskinder jy hulle. Hoor wat sê jy van hulle. Meanwhile, is dit 'n Nathan wat God gestuur het na Dawid toe om hom te help om te bekeer, sodat hy weer in verhouding met God kan wees. Maar jy is besig om Nathan te gooi met klippe, net soos wat die Fariseërs in die Ou Testament die profete van God doodgemaak het. Weet jy wat het gebeur met 'n subjektiewe persoon? They call evil good and good evil. Een van ons direkteure was gister by 'n kerk gewees waar die leraar nie daar moet wees nie. Volgens skrif is hy nie gekwalifiseer om daar te staan en die woord te bedien nie. Hy moet repent en bekeer. En hulle sê, by hierdie troue, klap die mense vir hierdie ou hande asof hy 'n hero is. Ons leef in 'n tyd waar dit wat evil is, geselebreid word. En 'n subjektiewe persoon gaan dit ondersteun. Terwyl objektiewe kerk nodig is om lig te bring, om te staan en te wys, daar is ons verlosser. Maar ons doen dit nie. Redenasies het ek agtergekom, wanneer hy sê daar is vestinge en God se woord wil vestinge breek, moet jy verstaan, redenasies is die mure wat die vesting vorm. Jou redenasies, wat nie skriftuurlik is nie, is besig om vestings, strongholds in jou lewe te veroorsaak. Daar is strongholds in jou lewe. Geen wonder, jou gemoed is op en af, op en af. Jy lyk soos 'n seesaw, man. Lekker die een dag, volgende dag, vat my lewe, ek wil nie meer hier wees nie. Vestinge is besig om jou te weerhou van 'n ervaring met God. Jou opinie moet sy woord wees. Hy bepaal jou opinie. Hy bepaal wat jy sê, dink, doen en lewe. Wanneer skrif
vervang word met redenasies. Is jy die persoon wat sê, ek het nou 'n reg om kwaad te wees. Kyk wat het hulle aan my gedoen. En jy wil dit regverdig, wat jy sê, wat jy dink, wat jy teen hulle doen. Terwyl waarheid wat die anker is, sê, hey, toe jy knie diep in jou sonde was en jy was in 'n gat en jy was besig om te versmoor, was dit God gewees wat jou vergewe het. Vergewe, soos wat jy vergewe is. Daardie gedagte anker my weer om op te tree soos 'n goddelike mens. Om my wang te draai en soos 'n Stefanus op 'n plek te kom en te sê, Here, vergewe hulle. Here, ons is blind, hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit klink presies soos wat Jesus was. In daardie oomblik arresteer jy, take captive every thought. In daardie oomblik arresteer jy daardie justification, daardie wraak, daardie haat en jy stop dit se muur. En jy dwing daardie emosie om te buig onder die gesag en die bevel van ons commander, ons generaal, ons Heer. Jy's in 'n oorlog. Maar compromising is besig om jou en jou familie se lewe te vernietig. Ruggraat van 'n voorbeeld van ruggraat geloof is Daniel. Nog voordat die popo die fan getref het. Hy het gesien wat kom, besluit daai ou, Hy sê Daniel 1 vers 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Ek like dit. Ander leraars uit Amerika sou vir jou gesê het, broer, wanneer die wêreld vir jou wyn en kossies aanbied, dan sê ek vir jou hierdie ding, sê prys die Here, want God is besig om jou te verhewe. Hierdie ou sien dit vir wat dit is. This is a compromising move. I cannot do this. This will compromise my mission. This will compromise my integrity. Ek sal dit nie doen nie. En so hy maak 'n ruggraat besluit. Hy sê, but Daniel resolved. Weet jy, dit is 'n hardkoppige besluit. En ek gaan nie geskei word nie. Hardkoppig. I will not. Yes, Daniel, jou eyster. Gewonder die leeu's kon jou nie byt nie, want jou tande, papa. Jy wys hulle tande. Jo, kyk die verskil tussen hulle en ons. En weet jy wat? Hulle is vlees en bloed soos ek en jy. Al verskil is daai ouens kon 'n besluit maak op waarheid. Jy gaan my nie move nie. Maar ons het so subjective kerk geword dat ons vir hulle sê, hy's bietjie te groot Christen. Flip it, asseblief. Skus, ek wil nie meer dit sê nie. Ek sê vet. Ek wil so wees. Hy is gebroken, onherkenbaar as mens. Hy verdien dit. Paulus. Kom saam Turkye toe. Paulus sê, 2 Timoteus 1 vers 12. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge. Hy sê, broer, as gevolg van dit wat ek glo en waarvan ek oortuig is ek besig om te suffer. Maar ek worry nie. Weet jy, ons was daar gewees by daardie kerk waar hy hierdie brief geskryf het in Italië, in Rome. En dit is vandag 'n wedding venue. As jy baie ryk is, kan jy daar so jou trouwetjie hou. Meanwhile is die Bybel daar uitgeskryf. En hy skryf hierdie ding. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge. Maar ek skaam my nie. Want ek weet in wie ek geglo het. Love it. Hoor jy daardie objektiewe sekerheid? Moenie kyk hoe dit met my gaan nie. Hierdie is nie 'n openbaring van wie ek is en wat God vir my beteken en wat God vir my doen nie. Hierdie is nie, jy dink 'n groot fancy karretjie gaan vir jou wys dat God se seën is op my. Die duiwel sal vir jou ryk maak sodat hy jou kan bederf. Die ryk man
is 'n moeilike man om te oortuig met waarheid. Want kyk hoe goed gaan dit. Ek het persiese matte in my badkamer. Ek drink uit 24 karaat goud krane. Ons toiletpype is silwer. Daai is nie die openbaring van God se seën nie. As jy wil suksesvol wees, kom ons kyk of is jy objektief. Dit sê vir my, jy ken jou God en jou Heer. Hierdie beteken jy is nie intentioneel nie. David sê, Psalm 42 vers 12, wat buig jou neer? Kyk hoe lyk jy? Tel jou kop op, man. My siel, wat is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Jo, David sê, lei jou emosies, lei dit. Luister mooi, ons vra nie vir 'n kerk sonder emosies nie. Emosies is nie verkeerd nie. Dink gou terug vir die ouens wat getroud is, toe jy jou vrou ontmoet het en toe jy 'n man ontmoet het en jy het geweet dis is the one. Mens kom met jou toer. Yes. Jessie bra, kan jy vir my geldjie? Ja. Chom, hoeveel wil jy hê? Luister, sal jy my môreoggend 3 uur asseblief lughawe toe vat? No problem, chom. Maar dan gaan ek sommer daarso by Maggie se huis omry en vir haar koffie gee en 'n donut en dit en dat en dan. Emosies is amazing. Maar emosies agter die stuurwiel is gevaarlik. God soek nie 'n kerk sonder emosies nie. God vra dat die kerk haar emosies regeer. Wanneer ons dit doen, is ons 'n kerk met sagte harte, maar met 'n sterk ruggraat. Ons is 'n kerk wat geanker is in waarheid, gefokus is op die heerlikheid wat kom. En ons is 'n kerk wat vrug dra tot eer en verheerliking van die koning. Dit is wat God wil hê en dit is wat ons vir hom gaan gee. Amen. Dit het gevlieg, ek wens ons het nog 5 ure gehad. As jy gebed nodig het, asseblief, kom vorentoe na die tyd. Die gebedspan kan asseblief vorentoe kom. Dit is vir ons belangrik en ons kry wonderlike resultate van mense wat agterbly om net bietjie hulle harte te deel. Hierdie is 'n challenge vir almal van ons. Dit is nie net van een kant af nie. Almal van ons is skuldig. Almal van ons het 'n ruimte om te groei en ons moet leer uit ons foute uit. Moenie hier uitstap en jou ervaring en jou oomblik met God mis nie. Jy is verantwoordelik om agter te bly. Sê hierdie ding het my geroer. Here, ek gaan net 'n bietjie sit. Ek gaan net 'n bietjie sit. Maar onthou hierdie ding. Ons is hier om jou te help. Vir die mense aanlyn, as jy 'n versoek het en jy het bietjie openbaring nodig of leiding nodig of gebed nodig, stuur daardie versoek nou. Stuur hom ook na info@diebron.co.za, want dis wat julle kan doen. Julle het die voorreg om dit te kan doen en ons sal by jou uitkom. Ons is hier om jou te help. We are here to serve. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ek bid vanmôre dat U die kerk sal seën. Here, ek bid vir sagte harte wat kan voel, maar sterk ruggrate wat kan staan. Help ons om die gedagtes, op ons gedagtes op U te vestig, om elke emosie aan U waarheid te toets en om gehoorsaam te leef, selfs wanneer dit moeilik is. Laat ons 'n geankerde kerk wees. Nie rondgeslinger deur storms nie, maar vas in hoop, ryk in geloof en gefokus op die heerlikheid wat kom. Ons gee al die eer in Jesus naam. Amen en amen.
Mag die Here julle ryklik seën. Dankie dat julle gekom het. Bly asseblief agter, ons wil jou bedien. Baie dankie.